As jy pas ingeskakel het, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op Radio Hoëverberg 101.8 FM. Ek is Anet. Ons kuier op die rooi tapuit en op die rooi tapuit gesels ons om die tafelsake vandag. Steffie Leroux, sangeres en aktrise, was by KAK&K te sien met 'n om die tafel produksie. Ek gesels met Steffie om meer te hoor hieroor. Steffie, goeiemôre en welkom op die rooi tapuit. Hallo, goeiemôre Anet. As jy sê rooi tapuit, dan voel ek nou soos Meryl Streep, hoor. Inderdaad. Jy sien sommer daai flitsende ligte en die paparazzi wat vir jou, Steffie. Yes, ek sit sommer my lipstick aan. Rooi is ek hoop. Ek wil met jou gesels oor die produksie om die tafel, so 'n bietjie oor die vervaardiging en die inspirasie daar agter. Maar voor ek daar kom, stel jouself so 'n bietjie aan ons luisteraars voor. Ek is Steffie en ek kom daar van die Klein Karoo. Ek het in Oudtshoorn groot geword. En plaasmeisie, plat op die aarde, doen net wat lekker is, steur my nie veel aan mense nie. En ek is maar van kleins af in die kunste. Ek sing en speel toneel en skryf liedjies en kreatiwiteit is nogal een van die boustene van my lewe wat vir my 'n ongelooflike voorreg is, want dit voel vir my as mens die kreatiwiteit het, is jou paai soveel nouer. Inderdaad. Maar en toe het ek nou met hierdie, kyk as jy in die kunste is, moet jy nou altyd met iets nuuts en vars na vore kom, as jy werk aan 'n produksie. En ek bly nou in Pretoria en ek sit op 'n dag en ek dink ek is so lus om net weer deel te word van die feeste en ek gaan nou inskryf, maar wat sal ek inskryf? En toe sit ek so op my stoep en ek dink, maar wat mis ek van huis, van die platteland? Want in die stad is dit so geweldige gejaag en almal is van die môre tot die aand gestres en gespanne oor ek weet nou nog nie wat nie, maar daar's altyd iets. Daar's altyd iets, of hulle skep iets om oor te stres. Maar en ek het besef ek mis die saam wees met my mense en ek mis die tafel waar rondom jou hele lewe gevorm is en gedraai het. En ons het groot geword letterlik om die tafel en daar was altyd brood en die hele gemeenskap was altyd welkom, en as daar nog mense aangekom het by ma net nog brood geknie, en my pa het nog 'n stoel nader getrek. Alles was so oop en vriendelik, en kyk, ons het gehuil om die tafel, en daar was probleme om die tafel, en ons het gelag om die tafel, en ons het almal gegryp na daai laaste pampoenkoekie op die tafel. So, daar's soveel stories en soveel hart om 'n tafel, en ek het besluit, ek wil iets skryf wat uit my lyf en uit my hart uitkom, want ek dink op die ou end is daai eerlike stories en opregte stories tog die lekkerste. Ek stem, want mense kan relate daartoe, want soos jy nou praat van om die tafel, sien ek ook nou ons gesin om die tafel en daai stroewigheid partykeer, want iemand is nou kwaad vir iemand en die tienerhormone het ingeskop en nou dan sit weer anders, dan gesels jy nou lekker want 'n familielid het kom kuier. So jy bring nogal 'n bietjie nostalgie huis toe, hoor. Nee, heeltemal. En weet jy wat is my so ongelooflik lekker van hierdie vertoning is soos jy sê, is ons almal sit eintlik om dieselfde tafel. En die mense van wie hierdie karakter in die vertoning praat, is mense wat ons eintlik almal maar ken. So, ek dink partykeer skram ons weg van daai eerlikheid van die lewe, en dis eintlik hoe die lewe is. Daar's stories van geloof. Daar is stories van geskeide ouers of geskeide families wat om die tafel sit ter wille van die kinders. Daar is iemand wat dood is, iemand wat bygekom het. Jy weet, daar's soveel stories wat ons almal sin is. Baie waar. Dit is 'n heerlike inspirasie en 'n lieflike storie. Maar hierdie produksie is ook nou benoem vir 2 kannas. Kan jy dit glo? Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Jesus, hoe voel dit? Nee, dit is vir my, hoorie, kan ek net gou vir jou sê, ek kan dit regtig nie glo nie, want ek dink
jy werk so lank en ek sing al vir so lank en ek speel toneel vir so lank en op 'n stadium op jou pad, dan gaan staan jy so 'n bietjie stil in die son en jy kyk so 'n bietjie op en jy wonder, sien iemand ooit iets wat jy doen? Ja, dis waar. En hier kom hierdie produksie wat ek nie geweet het gaan dit werk nie. Want jy weet as jy self 'n ding geskryf het, dan wonder jy hoe gaan jy gehoor reageer? Ek weet, ja. En daai eerste teken was vir my so spesiaal. Ek is van die verhoog af en daar's so 'n kloppie aan die dressing room se deur en toe ek die deur oopmaak, is dit hierdie wildvreemde vrou wat in trane daar staan. En ek is toe so dankbaar sy huil want toe weet ek dit het gewerk. Ek kry 'n hoendervleis hè. Ja, en toe is ek so geweldig gelukkig. Ek kan nie vir jou sê ek was lanklaas so trots op 'n produksie waarin ek is en so trots op myself. Want mens kom nogal min by daai plek uit, jy weet wat jy regtig trots is op jouself. Maar toe ek nou hierdie e-pos kry om te sê ek is benoem vir 2 kannas. Hoorie, ek is 20 keer in my gang by die huis op en af. Ek het gehuil soos 'n laerskoolkind. En iets daarvan was ook vir my mooi, want dit is nog daai opregte, eerlike emosie. Ek het dit glad nie verwag nie. En dis nie iets wat ek net voel na my kant toe moet kom nie. Ek het gevoel regtig ek verdien dit en dis net so ongelooflik lekker. Ja. Weet jy, ek hou daarvan dat jy sê dat jy raak nog, jy het opgewonde geraak daaroor, want ek as joernalis, jy weet, ek nou nog as enige artikel van my publiseer, maak nie saak of dit in 'n groot koerant is of in 'n aanlyn publikasie nie. Elke keer wat 'n artikel aanvaar word, dan kry ek so 'n blye gevoel in my hart. Ja, en mens moet dit nie verloor nie, né? Ek stem 100% saam. Sjoe. Ja. Dis die stem van Steffie Leroux en ons gesels oor, sy's aktrise, sangeres en ook nou benoem vir 2 kannas met 'n KAK&K produksie om met tafel heerlik bring iets huis toe. Ek wil graag weet, is daar enige planne om hierdie produksie op toer te neem? I think die produksie that it deserves it. Luister, ek wil nou net vir almal gaan tafeldek, waar ook al hulle bly, want ek dink die gevoel wat ek oor hierdie produksie het is baie special en dit is, omdat ek weet dit werk, wil ek dit baie graag plekke vat. So ons gaan, ons kom Stellenbosch toe, daar na die Drosdui Theater. Ek is nog nie seker van die datum nie, ons is nog besig met die beplanning daarvan. En dan gaan ons Pretoria toe en hopelik by nog feeste word ons aanvaar. Ons het nou ingeskryf, so dan wag mens maar om te hoor. Maar ja, ek voel ek het so geweldig van my eie ek in hierdie produksie ingesit dat ek dit graag wil deel en omdat dit 'n storie is wat jy weet, ons moet net 'n bietjie hoor. Gaan dek net daai tafel en gaan sit net weer saam met jou mense terwyl hulle nog hier is en breek brood en drink wyn. So ja, ek gaan definitief nog by 'n paar plekke tafel dek. Wel, ek hoop jy kom hier in by ons area ook uit. Ons mense hier in die Oeverberg wil jou ook graag sien, hoor. Nee, ons gaan definitief planne maak, hoor. Ons gaan definitief. Sê vir my, wat is vir jou die lekkerste deel van jou werk as aktrise? Weet jy wat, daar's verskeie goed wat vir my baie lekker is, maar as ek nou een moet uitlig, is dit ek is verskriklik versot daarop om in ander se lewens in te klim. En my eie net so 'n bietjie in die hoekie te sit en te ervaar wat ander mense ervaar en te beleef wat ander mense beleef. Want as ek so om my kyk, is dit vir my baie interessant om te sien hoe mense leef en hoe mense dink en hoe mense operate. Maar weet jy wat is ook dan die heel lekkerste is om weer hulle nou weer in die hoekie te laat en net weer in my eie vel in te klim. Want ek is so dankbaar ek is dan nou net wie ek is. Wie jy kan wees. Maar ja, ek dink om net ander se stories te vertel, hoe hulle dit sien en ervaar, dis vir my 'n wonderlike ding. Op jou, as jy nou werk in 'n produksie, nê, hoe lyk 'n tipiese dag in jou lewe? Luisterie, rof.
Want ek hou nou nog skool ook, ek is 'n drama juffrou daar in Pretoria, sies tog die arme kinders, maar ek is 'n oggendmens en dis vir my baie lekker. So my eerste ding in die oggend is ek maak koffie. Ek drink vir hom swart en bitter. Yes. Ek maak my koffie want die dag moet nou begin en dan beplan ek so bietjie, nie op papier hoor, net in my kop en dan vergeet ek in elk geval helfte van die beplanning. Maar ek was nou deur 'n geweldige tyd met die KAK&K, toe ek op die waterkunstefees met 'n ander toneelstuk. So ek het baie tekste gehad waarmee ek moes werk en dan is dit geweldig belangrik dat jy elke tydjie wat jy het om 'n hoekie gaan sit met jou skrip en net begin leer en ek neem dit gewoonlik vir myself op want ek ry geweldig baie, dan kan ek luister. Dis slim, ja, vir 'n blondine is dit 'n blindplan, hoor. Moenie hierdie blond onderskat nie. Nee. So ek dink 'n dag in my lewe, in Steffie se lewe is baie vol teksture, maar dit is 'n gejaag van die môre tot die aand. En dan lê ek in die bed in die aand dan dink ek, wat het ek nou vandag gedoen wat vir my goed en lekker was, jy weet? Ja. En dis regtig besig, maar dit is lekker. Ek is dankbaar ek is besig. Weet jy, ek sê ook altyd vir mense as ek sê ek is besig, as hulle my vra gaan dat ek sê ek vrek besig. Ek kla nie, ek spog. Ja, dis 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. Ja. Vir ons om jou so 'n bietjie beter te leer ken, het ek vir jou 5 vinnige vrae. Jy het nou klaar een van daardie vrae geantwoord. Koffie of tee het jy nou gesê? Okay. Koffie, swart en sonder suiker. Ja, koffie. Waarmee koop ek jou om, soet of sout? Sout. En is jy 'n oggend of 'n aandmens? Nee, oggend. Het jy 'n gunsteling sêding? Sjoegel. Dis nogal vir my 'n lekker Steffie woord is, sjoegel julle, wat gaan nou hier aan? Dis oulik. Iemand het eendag van sy hare is gata patata. Ja, daai. Dieselfde. Wat is daardie een ding wat altyd in jou handsak is? My lipgloss. Ja. Ek moet nou erken terwyl ek hier vir jou luister dat ek gou so 'n bietjie lipgloss aangedab want my lippe kan nie daarsonder nie. Jy beter lipgloss aansit vir die rooi tapuit, hoor. Ja, want jy kan nou nie afsteek op die rooi tapuit nie, Nee. Nee. Steffie, voor ek jou groet, hoe kan mense jou volg? Ek is op Facebook. Ek lag altyd so want die kinders dink Facebook is net vir ou mense. Maar ek is op Facebook. Ek ook. Onder Steffie Leroux. En so mense kan my gerus daar volg of op Instagram onder Steffie Leroux SA of jy gaan nie glo nie, ek is tot op TikTok. Wow. So nee, ek is voor in die koor. So hulle kan my op daai 3 platforms is ek nogal gereeld 'n besoeker. So hulle kan my gerus daar volg. Ag, baie dankie. Ek moet nou vir jou sê dat jy praat van Facebook en ouderdomme. Ek is ook op LinkedIn en as jou LinkedIn following groter is as jou Instagram following, dan gee dit definitief jou ouderdom weg. Nee, ek is nou weer nie daar nie, hoor. Ek is nie daar nie. Is my te veel platforms. Ek het my 3 en dis dit. Ja, LinkedIn is nou maar vir my en my bedryf nogal belangrik en maar ja, dit is net vir my so ek vir jou sê scary dat my LinkedIn following groter is as my Instagram following. Ja, nee, dit is eintlik vir my amazing hoe al die goeders werk en wie is waar en watter platform wie verkies vir wat. Dis eintlik amazing, ja. Ja, en soos jy nou sê jy 3 en jy moet maar besluit op 2 of 3 en daarbey hou want dit is onmoontlik om oral te wees en jy hoef ook nie oral te wees nie. Jy's nie 'n Happy Meal nie, jy's nie McDonald's wat oral 'n franchise het nie. Nee man, nee, glad nie. Steffie, maar weer eens baie geluk met daardie nominasie. Dit is nog net 'n nominasie. Dankie. Jy wag nog om te hoor of is die toekenning al toegeken? Nee, donderdag aand 14 Mei in Franshoek het ons die groot toekenningsaand waar almal dan bymekaar kom om mekaar te celebrate en dan dan sal ons nou die wenners hoor, maar ja, ek is geweldig bevoorreg ook in die pool waarin ek genomineer is. Jy weet, dis die groot kanonne waarmee ons groot geword het. Amanda Strydom, Koenie de Villiers, Anna Davel, Andre Schwartz, Elsie Besitzman en dan Steffie. En dan Steffie Leroux.
yes, ek is geweldig dankbaar. So 14 Mei in Franschhoek. 14 Mei in Franschhoek en ek is oortuig jy gaan wegloop met 'n toekenning. Ek kyk hierso, ek hoef nie die kanna te kry nie. Al wat ek uit hierdie ervaar is, ek kan dit ook doen. Jy kan dit ook doen. Jy het 'n kanna, jy het 'n kanna nominasie gekry. That is huge. Nee, 2, nie 1 nie, 2. Jy moet daai essie onthou, dis belangrik. 2 kannas. Ja. Ag Steffie, baie dankie vir jou tyd en sterkte in die 14de Mei. Ons sal daar wees en ons sal we will root for you. Dankie vir jou en die lekker gesels. Dit was nou 'n voorreg, hoor. Lekker dag verder vir jou, Steffie. Dankie. Dankie Annette. Bye. Rapid Dawn Outsourcing Specialists. With over 20 years of industry experience, they're perfectly positioned to guide you through the fourth industrial revolution. From employee contracts and BEE certificates to company registrations and tax directives, Rapid Dawn handles all your tax-related services with precision and care. They also offer life and short-term insurance solutions, as well as expert IT contractor placements, remuneration and tax structuring. Contact Rapid Dawn today at valerie@rapid-dawn.co.za or visit rapid-dawn.co.za.